Goeiedag almal, baie welkom. Dit is Junie maand. Ons begin hierdie maand met 'n nuwe Bybelskolingstema. Ons gaan in die volgende paar geleenthede kyk na 'n paar interessante gebruike en gewoontes wat in die kerk voorkom. Ek kry baie keer vrae oor hoekom doen ons dit, hoekom doen ons dat, wat moet ons verstaan onder hierdie gebruik en daardie gebruik. En hierdie maand gaan ons gesels oor geboue. Waar kom die manier hoe ons geboue in die Christelike kerke bou spesifiek vandaan? Hoe lyk kansels? Hoekom is daar kansels? Wat is die doel van 'n kansel? Hoekom is daar sekere kerke wat klokke het en ander kerke wat nie klokke het nie? Hoekom dra sekere kerke se leraars togas en ander nie? Ons gaan 'n bietjie kyk na die geskiedenis en die simboliek van kerkgeboue in die lig van die skrif en die gereformeerde tradisie. Wanneer ons 'n kerkgebou binne stap, sien ons baie dinge wat vanselfsprekend lyk. Ons sien baie keer in kerke 'n toring, ons sien 'n klok, daar is 'n kansel in gereformeerde kerke, daar is banke, daar's 'n doopvont, sommige kerke het gekleurde vensters, daar is 'n nagmaalstafel, sommige kerke het musiekinstrumente wat voor in die kerk staan, ander het 'n orgel. Min mense vra egter waarom hierdie dinge daar is. En die wat vra het daaroor, hou dit of vir hulle self of kom vra maar persoonlik vir die dominee gewoonlik hierdie vraag. Hoekom is daar nou hierdie ding of daardie ding in die kerk? Dit is egter belangrik om hierdie vraag te vra, want daar is Bybelse voorskrifte rondom hoe ons hierdie dinge moet verstaan. Ons moet ook vra, is daar menslike tradisies en kan ons hierdie menslike tradisies toelaat in die kerk? Is daar elemente wat noodsaaklik is wanneer ons oor kerk en kerkgeboue en die manier hoe die kerkgebou ingerig word dink? En die vraag is belangrik, want die kerk moes deur die eeue heen onderskei tussen wat sê God in sy woord en wat is nuttige hulpmiddels vir die bediening van die evangelie. En daarom maak ons in die gereformeerde tradisie 'n baie belangrike onderskeid tussen die wese van die kerk, dit is die dinge wat daar moet wees volgens die skrif, anders kan dit nie 'n kerk wees nie, en die welwese van die kerk, of dan die omstandighede, of die konteks waar binne die kerk hulle self bevind. Die wese van kerkwees word deur Christus self bepaal. Ons kan nie dit verander nie, dit staan in die woord. Maar die omstandighede van kerke mag wissel. Dit hang af van die tyd, dit hang af van die plek, dit hang af van die kultuur, ja, dit hang ook af van die taal en die omstandighede waar binne die gemeentes hulle self bevind. Die kerk is dus in die eerste plek nie 'n gebou nie, so verstaan ons binne die gereformeerde tradisie. Die kerk is God se volk. Dis die kinders van die Here wat by mekaar kom om Sondag na sy woord te kom luister. Dit is wat ons onder die woord kerk verstaan. Die Nuwe Testament gebruik die woordjie ekklesia. En dit beteken dis die vergadering van die Here waar die gemeente by mekaar kom om te luister na sy woord en hom te eer en te dien, om te bid en te sing. En 'n kerk is nooit 'n gebou nie. Paulus stel dit in 1 Korintiërs 3 vers 16 so, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. God woon dus deur sy Heilige Gees in die kerk, in die harte van gelowiges, en daarom verstaan ons dit nie soos in die Ou Testament, dat waar die tempel is, daar is God nie, maar waar die kerk, die gelowiges is, daar is God ook by hulle teenwoordig. 1 Petrus 2 vers 5 is ook 'n goeie voorbeeld, waar Petrus die gemeente oproep, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, tot 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So die eerste beginsel wat ek wil onderstreep is, wat is kerk? Kerk is nie 'n gebou nie, maar mense. Nou die eerste Christene het nie kerkgeboue gehad nie. Hulle het hoofsaaklik in huise vergader. Ons lees telkens van huisgemeentes in die briewe van die
apostels in die Nuwe Testament. Byvoorbeeld in Handelinge 12 vers 12, lees ons dat die gemeente bymekaar gekom het by die huis van Maria. Ons lees in Romeine 16 vers 5, dat die gelowiges in die huis van Priscilla en Aquila bymekaar gekom het. Ons lees in Kolossense 4 vers 15, dat Paulus skrywe dat die Kolossense in die huis van Nymphas bymekaar gekom het, en in Filemon, in vers 2, lees ons dat die gelowiges in die huis van Filemon bymekaar gekom het. En daar's heelwat sulke voorbeelde in die Nuwe Testament van gelowiges wat hulle huise beskikbaar gestel het vir die gemeente om op 'n Sondag by hulle bymekaar te kom en die Here te aanbid en na sy woord en die verkondiging van die apostels te luister. En vir byna 3 eeue was daar nie tipies wat ons sou verstaan onder 'n kerkgebou, soos ons dit vandag ken nie. Daar was in besonder ook 2 redes hiervoor gewees. Eerstens, die Christene het in die eerste 3 eeue na Christus wrede vervolging onder die Romeine ondergaan. So, hulle het geweet dat dit 'n risiko is om 'n kerkgebou te bou, want of die Romeine sal hulle teiken en die gebou afbreek, of die gebou onteien, of die gebou afbrand, of dit sou hulle blootstel, dat hulle verdere vervolging deur die Romeine sou kon ondergaan. So, die eerste rede is, dit was net te gevaarlik om 'n kerkgebou te bou in die eerste 3 eeue na Christus. Maar in die tweede plek was daar ook 'n teologiese verstaan daarvan, en dit is dat dit is nie nodig om 'n plek te hê soos 'n sinagoge of 'n tempel vir 'n kerk om God te aanbid nie. 'n Kerk is 'n kerk of hulle onder 'n boom bymekaar kom en of hulle in 'n pragtige ligversorgde kerkgebou bymekaar kom met 'n pragtige houtkansel en allerhande pragtige items. Kerk is kerk waar die gelowiges bymekaar kom. En daarom moet die gelowiges ook verstaan, dis nie nodig om 'n kerk met mense hande te maak om 'n plek te hê waar God teenwoordig is nie. Handelinge 17 vers 24 stel reeds daardie beginsel in die Nuwe Testament, waar daar geskrywe staan, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. En daarom het die vroeë kerk nie iets soos heilige geboue gehad nie. Die heiligheid het by die volk, by die kerk van God gelê, by die gemeente, nie by die plek waar hulle saam gekom het nie. Maar 'n groot verandering het gekom in die 4de eeu. In die jaar 313 na Christus het keiser Konstantin die Edik van Milaan uitgevaardig, en dit het aan die Christene godsdienstvryheid gebied. Konstantin het beveel dat daar nie verder teen die Christene opgetree mag word nie, en dit het nou amptelik die vervolging van die vroeg-Christelike kerk beëindig. En skielik het die omstandighede vir die kerk baie verander. Nou kon gemeentes skielik openlik op 'n Sondag vergader. Hulle kon nou openlik die evangelie verkondig, openlik sê dat hulle Christene is. Die huiskerke het baie gou ook geblyk te klein te wees, want die Christendom het nou in besonder begin groei. En daarom het die gebruik ontstaan om basilikas te begin bou. Of dan soos ons dit vandag ken, Rooms-Katolieke kathedrale. Dit is belangrik om die aard van hierdie geboue te verstaan. Die Romeinse basilika of die Rooms-Katolieke kathedraal was oorspronklik 'n plek gewees wat gebou is as 'n openbare vergaderplek. Hulle het dus nie verstaan dat dit soos die heidene 'n tempel is waar God teenwoordig is nie. Hulle het verstaan dat dit 'n plek is waarin God gedien word en die gemeente bymekaar kom om God te dien. So aanvanklik was, selfs met die bou van basilikas, die motief edel en die teologie suiwer. Die Christene het doelbewus ook hierdie tipe geboue gekies, want dit was in besonder geskik gewees vir die prediking en vir die samekoms van die gemeente, maar hulle het ook doelbewus probeer om nie dieselfde formaat te bou as die tempel in die Ou Testament nie, want hulle het geglo dat die tempel in Christus vervul is. En daarom is daar nie 'n heilige en 'n allerheiligste deel in die Christelike kerke ingewerk nie. Die basilika was dus primêr bedoel as
'n vergaderplek vir die kinders van die Here of vir die kerk op 'n Sondag. Met verloop van tyd het die middeleeuse kerk toenemend simboliek aan geboue begin heg. Geboue is toenemend beskou as heilige ruimtes, as plek waar God in besonder teenwoordig is, waar God se genade in besonder bevat word, en daarom het daar mettertyd ruimtes ontwikkel wat die altaar genoem word. Dis soos in die gereformeerde kerk hoe ons die nagmaalstafel verstaan, maar ons verstaan nie daaronder dat dit 'n altaar is nie. Altare het dan die liturgiese ruimte afgesonder van die gewone lidmate en relikwieë en allerhande versiersels is in die mure ingebou en daar het die gebruik ontstaan dat gelowiges pelgrimstogte na bepaalde plekke begin onderneem het. Plekke wat volgens hulle dan nou meer heilig sou gewees het as ander plekke, soos Rome, wat die setel van die Romeinse Ryk en later ook die setel van die Rooms-Katolieke Kerk geword het, of Jerusalem, waar Christus gekruisig is. En die gevaar hiermee is dat die fokus mettertyd stadig maar seker begin verskuif het van die gemeente as die kerk van Christus na die gebou as die plek waar Christus deur sy Heilige Gees teenwoordig is. So dat dit begin verskuif van Christus en fokus op hom na 'n gebou en die fokus op die gebou. Van die verkondiging van die evangelie as die middelpunt van kerk wees na hoe die heilige ruimte lyk as die middelpunt van wie ons is en wat ons gemeente rondom die teologie van God se teenwoordigheid verstaan. En dit was juis een van hierdie sake waarteen die reformatie in reaksie gekom het. Die reformatie het juis ontwikkel omdat daar so 'n oorbeklemtoning van die plek van die kerkgebou in die Rooms-Katolieke teologie was. En dit was nie om sodanig 'n kerkgebou te verwerp of simboliek in die kerk te verwerp nie. Die reformatie het sekere simbole steeds behou, soos die kruis, maar om die verkeerde verstaan van die simbole daarvan reg te stel. Die hervormers, soos reeds genoem het, dus nie die bou van kerkgeboue verwerp nie, maar hulle het wel die verkeerde verstaan van kerkgeboue verwerp. Volgens die reformatie is dit nie die gebou wat heilig is nie, dis nie die grond waarop die gebou is wat heilig in die sin is dat dit God se teenwoordigheid verteenwoordig nie, maar dat dit die gemeente is, soos wat die vroeë kerk dit verstaan het, wat die heiligheid van God simboliseer. En daarom is die heiligheid van God nie in bakstene nie, maar in die mense, die kerk, die gemeente geleë. So dis die gemeente, die volk van Christus, wat deur hom gekoop is en wat heilig verklaar word. En dis die heilige priesterdom, waarvan Petrus in die teks wat ons vroeër aangehaal het verwys. Die heilige tempel is waar die Heilige Gees woon. En 'n kerkgebou is 'n hulpmiddel, waardeur die gemeente ordelik kan saamkom op 'n plek wat afgespreek is op 'n spesifieke Sondag, waarin hulle God saam kan aanbid. En daar's nie wesenlik 'n probleem daarmee om die kerkgebou goed in te rig en gerieflik in te rig en netjies te maak nie, maar daar is 'n wesenlike probleem daarin om 'n groot hoeveelheid geld in 'n kerkgebou in te stoot, terwyl daar arme mense is wat nie kos het om te eet nie. Wanneer 'n gemeente in sy kerkgebou belê, maar sy roeping na buite versaak, dan word dit onskriftuurlik. Calvin het herhaaldelik teen die bygeloof rondom versierde geboue gewaarsku. Vir hom was die belangrike vraag nie, hoe lyk 'n gebou nie, maar wat gebeur binne in daardie gebou? Is wat daar verkondig word suiwer, eerder as is dit 'n pragtige gebou. Weereens wil ek herhaal, daar is nie wesenlik fout daarmee as 'n kerkraad belê in 'n kerkgebou om dit netjies in te rig, of dan vir die gemeente sodanig in te rig dat dit bruikbaar is nie. Maar alle
kerke wat Christus Jesus as koning en Here het, moet daarteen waak, dat 'n kerkgebou nie uiteindelik die middelpunt van ons aanbidding word nie, maar dat dit steeds die evangelie bly, die woord, Christus. En daarom het die gereformeerde tradisie nie voorskrifte gehad rondom die boustyl of hoe die kerk ontwerp moet word nie, maar daar is wel bepaalde voorwaardes rondom wat binne-in die gemeente in die kerk moet gebeur. Daarom sê ons, die kerkgebou is 'n woord wat vanuit Grieks kom, adiaphora. Dit wil sê, dis 'n saak wat nie deur die skrif gebied word nie, beveel word nie, of 'n saak wat nie deur die skrif verbied word nie. Die gemeente is dus vry om forme te kies wat by die tyd pas, wat by die plek pas, wat by die boustyl en die kultuur pas, maar binne in die kerk moet daar bepaalde goed wees wat 'n kerk dan kerk maak. Die woordjie adiaphora beteken dus die sake wat in die skrif nie beveel of verbied word nie, en wat daarom aan Christelike vryheid en aan ordelike kerklike reëlings oorgelaat word, sonder dat dit die geloof beïnvloed of 'n vereiste vanuit die skrif word. En ons het baie sulke dinge wat ons in die kerk doen, wat ons adiaphora kan noem, gebruike en gewoontes in die kerk, wat nie spesifiek in die Bybel gegee word nie, maar wat terwille van die ordelikheid of terwille van die eensstemmigheid in die kerk nagekom word. En hierdie vryheid het die kerk nie maar bloot net aan gemeentes oorgelaat nie, maar het dit ook in belydenisse saamgevat. Toe die gereformeerdes die geleentheid gekry het om geboue van die grond af te ontwerp, het hulle die geboue normaalweg so ingerig, dat dit die verstaan van die gereformeerde erediens beliggaam het. Die gemeente is doelbewus aan die middelpunt van die woord gebind. Daarom staan 'n kansel in 'n gereformeerde kerk in die middel van die kerk. Daar is doelbewus plek gemaak vir die sakramente op weerskante van die kansel. Daarom is dit so verskriklik hartseer dat baie kerke, ook gereformeerde kerke vandag, hulle ou kansels uitbreek in 'n verhoogbou en dan dit nog steeds 'n kerk noem. Want 'n gereformeerde kerk het tradisioneel 'n kansel in die middel van die kerk, want dit simboliseer dat die woord van God sentraal staan, en nie 'n orkes of 'n dominee of 'n persoon wat daarvoor staan nie. Oor die algemeen het die gereformeerde kerke nie ruimte gemaak vir 'n afgesonderde koor, soos die middeleeuse kerk of die Rooms-Katolieke kerk nie. Daar was ook nie afgesonderde ruimte wat vir geestelikes gereserveer was nie. Dit het mettertyd verdwyn. En die gemeente het self as het ware die plek van die koor ingeneem, anders as wat dit in die Rooms-Katolieke kerk verstaan word. En so sê die reformatie, gereformeerde kerke, dat dit die hele volk van die Here is wat saam sing, dat dit die hele volk van die Here is wat die woord van God hoor, en daarom nie net sekere mense wat sing, soos wanneer 'n koor voorgaan, en dit uiteindelik 'n item word wat gelewer word, in plaas daarvan dat dit die doel het dat die hele volk God aanbid nie. En hierdie vorm van aanbidding het veral in die hugenote gebiede in die destydse Europa na vore gekom, veral in Frankryk, Holland, Skotland, die kolonies van Nieuw-Engeland en later ook in Suid-Afrika onder invloed van die Franse hugenote. Voordat ons by die kansel self kom, is dit dalk nuttig om ook te wys dat die verstaan van die erediens ook in die vorm van die gebou bepaal is. Die middeleeuse Rooms-Katolieke kathedrale is grotendeels gebou met die oog op musiek en hoe klank, veral dan sang en instrumente binne daardie kerkgebou weer klink. Terwyl die gereformeerde kerkruimtes doelbewus by die menslike stem aangepas is. Die argitektuur was met ander woorde doelbewus verskillend van die Rooms-Katolieke kathedrale. Dis nie omdat die gereformeerdes nie kathedrale kon bou, soos die Rooms-Katolieke kerk of sulke pragtige kerkgeboue nie, daar's doelbewus weggedoen met die oordadigheid van pragtige kerkgeboue terwille van funksionaliteit, omdat die fokus nie op die kerkgebou moes wees nie,
maar op die woord. So die middeleeuse kathedrale was ontwerp vir klank en koorsang. Daarom was daar baie hoë plafonne gewees en bo wat gewelf was of gebuig was. Gewoonlik was daar klipmure gewees wat die klank laat weerkaats het en omdat dit geboue was wat geweldig baie harde oppervlakte bevat het die klank dan baie stadig verdwyn, so het 'n echo gelaat wat na die tyd nog vir 'n rukkie in die lug hang. En dit was dus ideaal geskik gewees vir koorsang en gesamentlike aanbidding en om die effek van echo van die klank in die kerkgebou of in die kathedraal te skep. Die gereformeerde ruimtes is spesifiek ontwerp vir die menslike stem. Daarom het die gereformeerde kerke normaalweg laer plafonne, eenvoudiger vorm van die kerkgebou en oppervlakke wat die klank direk van die spreker na die luisteraar of die gemeente kan laat weerklink. Dis ideaal ingerig vir spraak en prediking. Nou mettertyd is daar ook in die nuwe kerkgeboue pragtige kansels ontwikkel. En die gedagte van 'n kansel kom van 'n verhoogde plek vir die lees en verklaring van die skrif. Dis nie 'n laat uitvindsel in die reformatie nie, maar kom reeds in die Ou Testament na vore. Toe Esra die wet aan die teruggekeerde volk uit die ballingskap uit voorlees, het hy op 'n verhoog gaan staan, sodat almal hom kon hoor en sien. Sodat die kansel in die middel staan, is 'n gereformeerde beginsel. Dat die kansel bietjie verhewe is 'n praktiese toepassing van daardie beginsel. Dat die volk van God, die gemeente, opkyk na die woord van God, maar ook dat die gemeente die leraar makliker kan sien. Nehemia 8 vers 4 maak byvoorbeeld melding daarvan dat Esra op so 'n verhoog gestaan het. Esra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gaan staan, wat hulle vir die geleentheid gemaak het, sê Nehemia 8 vers 4. Ook die sinagoges, die Ou Testamentiese aanbiddingsplekke, het vaste plekke gehad waar die skrif sentraal gestaan het en waar daar gelees is en die rabbi dan die skrif verklaar het. En toe die kerk gegroei het hierdie verhoogde kansels of dan die lessenaars waarvandaan die evangelie verkondig is, later ontwikkel na kansels toe. En omdat die hervormers die prediking van die woord vooropgestel het hulle uit die Rooms-Katolieke kerk die nagmaalstafel verwyder na die kant toe en die kansel in die middel ingebou. Soos reeds nou van tevore gewys is selfs die argitektuur en die akoestiek van die gereformeerde ruimte ingerig vir woordverkondiging, sodat die evangelie duidelik gehoor kan word. Die argitektuur het dus ook self 'n boodskap, naamlik God spreek deur sy woord. Kom ons kyk net kortliks dan na die simboliek van die kansel, en hier moet ons nou baie versigtig wees, want die kansel is nie op sigself heilig nie. Sommige gemeentes het die gebruik om te sê, niemand mag op die kansel klim behalwe geordende dominee nie. Dis nie binne die reformatoriese konteks hoe ons die kansel verstaan nie. Ons verstaan nie dat die hout het nou een of ander geestelike krag of 'n dieper betekenis, en dat die kansel is nou 'n plek waar net 'n geordende dominee mag staan nie. Die kansel dra egter ook 'n belangrike simboliek. In die gereformeerde tradisie staan die kansel gewoonlik nie net in die middel, omdat die woord sentraal is nie, maar is daar altyd 'n nagmaalstafel en 'n doopvont aan die twee kante van die kansel. En daarom is dit nie korrek om die nagmaalstafel in die konsistorie te gaan bære, totdat daar weer 'n nagmaal is, of die doopvont uit te skuif, totdat daar weer 'n doop is nie. Die doop en die nagmaal ondersteun die skrif se verkondiging, dis sigbare woordsverkondiging, en daarom moet dit in 'n gereformeerde kerk aan die twee kante van die kansel staan. So, as ons dit vergelyk met die Roomse manier van verstaan, dan is die nagmaalstafel in die reformatoriese kerke nie verstaan as 'n altaar nie, want 'n altaar veronderstel dat dit 'n plek is waar offers gebring word. En in die Rooms-Katolieke teologie staan die priester tussen God en sy volk, en hy is die middelaar wat tussen God en sy volk intree
en daarom noem hulle die Romeinse nagmaal die Romeinse mis. Die klem val op die offer en die herhaling van hierdie offer, wat elke keer wanneer die Romeinse mis bedien word, weer herhaal word. Maar omdat hierdie ruimte dan as 'n heilige ruimte beskou word, mag die gemeente glad nie naby aan hierdie tafel kom nie. Daarom sal daar ook byvoorbeeld nie gemeentelede of ouderlinge by die tafel sit nie. Wat die gereformeerde verstaan betref, veronderstel die nagmaalstafel gemeenskap rondom die voltooide offer van Christus. Hy word nie elke keer in die nagmaal oorgeoffer, soos wat die Rooms-Katolieke Kerk dit verstaan nie, maar ons dink aan die voltooide offer, wat eenmaal aan die kruis op Golgotha gebring is. Die gemeente vergader saam as die volk van God en ons dink aan die eenmalige offer van Christus en hoe ons simbolies aansit by die nagmaalstafel as bruid van Christus en hier simbolies alreeds deel het aan die bruilofsmaaltyd van die lam wat in sy volmaaktheid eendag in die hemel op ons wag. En daarom is die tafel nie 'n manier om na Christus toe te kom, soos wat die Rooms-Katolieke teologie dit verstaan, en die dominee maak dit nou vir jou moontlik om na Christus toe te kom, asof hy 'n Ou-testamentiese priester is nie, maar word die tafel 'n hulpmiddel, nie 'n heilige voorwerp nie, maar 'n hulpmiddel om op 'n sigbare manier te sien dat God vir ons die beloftes gee, dat Christus eenmaal sy lewe vir ons aan die kruis gegee het, en dat hierdie wyn en brood dan simbolies heenwys na Christus se soenverdienste. In baie kerke het daar naas die Rooms-Katolieke kathedrale steeds kerktorings en klokke gebly. Kerktorings en klokke het veral tydens die 5de en 6de eeu begin ontwikkel. En aanvanklik was dit baie prakties van aard gewees. Mense het nie horlosies gehad nie en daar was nie 'n WhatsApp wat gestuur kon word om vir die gemeente te sê hoe laat en wanneer hulle by mekaar moet kom nie. En daarom het die klok gedien as 'n soort van 'n luidspreker van die gemeenskap. As daar gevaar is die klok gelei. As daar 'n byeenkoms was, is die klok gelei. As daar 'n feesviering was, is die klok gelei. Dit het mense herinner daaraan dat daar 'n feesgeleentheid is, of dat dit tyd is vir aanbidding, dat dit tyd is vir gebed, dat die gemeente vergader, dat daar een of ander belangrike afkondiging gemaak gaan word. In die gereformeerde tradisie is die klok egter nie een of ander heilige voorwerp nie. Dis bloot 'n hulpmiddel. Tog het dit 'n baie mooi simboliese betekenis gekry, want die klok roep mense na die verkondiging van die evangelie. Die klok herinner mense, ook die wat onverskillig is en nie na die kerk toe opkom nie, dat hulle onverskillig is, dat hulle nog, wanneer die kerk begin, in die bed lê, en dat hulle eendag voor die Here verantwoording sal doen, omdat hulle nie opgekom het toe die klok gelei het nie. Dit herinner ook die gemeenskap rondom die kerk, dat die kerk as heilige vergadering van die Here by mekaar kom. En daarom het die klok ook in gereformeerde tradisie 'n besondere plek gekry. Sommige gereformeerde gemeentes lei vandag nog die klok om hierdie rede, om ook 'n getuienis aan die gemeenskap rondom die kerk te wees, dat hier kom die gemeente van Christus nou by mekaar. Daar was egter ook bygeloof rondom die klok gewees. En die reformatie het hierdie bygeloof totaal en al verwerp. En daarom is dit nie korrek om te sê dat om 'n klok vandag te lui dieselfde betekenis het as wat bygelowige mense in die middeleeue daarin geheg het nie. Daar is 'n ruimte vir 'n klok, ook in gereformeerde kerke. En in sommige middeleeuse streke is geglo dat klokke storms kon verdryf, dat dit bose geeste weggejaag het van die dorp af, dat dit 'n besondere geestelike krag gehad het. Sommige klokke is selfs heilig verklaar of gewy, omdat hulle een of ander heilige funksie gehad het, en die hervormers het van die begin van die reformatie af gesê, hierdie is 'n bygeloof, dit staan nie in die skrif nie, maar 'n gemeente kan terwille van praktiese doeleindes die klok behou, solank daar nie 'n bygeloof rondom die klok is nie. Die skrif beveel egter nie die gebruik van klokke nie, maar die skrif sê ook nie dat dit verbied word nie. 'n Klok is daarom een van daardie sake wat ons net nou die woordjie gehad het, wat adiaphora is.
Dis 'n saak wat plaaslik uitgeklaar moet word. Dit bly 'n instrument van metaal, niks meer nie, en dit mag geen ander betekenis hê as om die gemeente saam te roep en die gemeenskap rondom te herinner aan of onverskilligheid of die feit dat die gemeente van Christus bymekaar is nie. Nog 'n interessante gereformeerde gebruik wat ook vanuit die Rooms-Katolieke Kerk in die Reformatie oorgekom het, is die gebruik van 'n toga. Dis 'n verwante vraag wat dikwels by dominees opkom, 'n vraag waaroor ek al baie keer gevra is, en daarom sluit ek dit in by hierdie bespreking in die Bybelskoling, gaan oor waarom dra sekere kerke se dominees 'n toga, en hoekom is dit 'n swart toga. Hierdie gebruik is ook nie 'n Bybelse voorskrif nie. Ons lees wel in die Ou Testament dat die priesters 'n mantel gedra het, maar dis nie dieselfde funksie wat die toga in die gereformeerde kerke dra nie. Dit het eerder 'n funksionele boodskap. Die toga wat die gereformeerde predikant dra, word genoem die geneefse toga. Hy verskil drasties van hoe 'n Lutherse priester se toga of 'n Rooms-Katolieke priester lyk, en hy het ook nie die boortjie aan die bokant nie, dis bloot 'n toga wat oor die dominee se pak aangetrek word. En dit lyk meer na akademiese drag as 'n priester se klere. En dit is doelbewus ook in die gereformeerde kerke so gedoen. Want die verskil tussen 'n gereformeerde predikant se toga en 'n Rooms-Katolieke priester se toga is teologies van aard. Die hervormers het bewustelik gekies dat die bedienaar van die woord nie soos 'n middeleeuse priester in die Rooms-Katolieke kerk moes aantrek nie, maar dat dit die verstaan van die amp moes simboliseer. En daarom as die prediker soos 'n priester aantrek, begin die gemeente hom as 'n priester beskou, asof hy tussen God en die mense bemiddel. En dit was doelbewus in die reformatie vermy. Maar die reformatie het gesê, om 'n predikant te kan wees en die woord van die Here te kan verkondig, is dit nodig dat daar 'n mate van akademiese vorming en opleiding behoort te wees. Daarom is dit nie korrek om iemand op die kansel toe te laat wat net 'n kort kursusie gedoen het, of wat 'n leuke prediker is nie. Binne die reformatoriese beginsel moet iemand wat die woord van die Here oopbreek vir die gemeente, self ook akademies opgelei wees om dit te kan doen, want anders waak ons nie teen die verkondiging van dwaalleer nie. Dwaalleer kom maklik in wanneer leuke predikers op kansels toegelaat word. Dit sê nie dat as 'n dominee op 'n kansel staan, dat dit 'n vrywaring is teen dwaalleer nie, maar dit is belangrik dat daar wel opleiding nodig is. En die toga in die gereformeerde kerke simboliseer hierdie spesifieke akademiese funksie wat die leraar het om die woord van God te bedien. Histories het die hervormers die swart toga van die geleerdes van die middeleeue oorgeneem. En dit is waarom die toga in die gereformeerde kerke swart is, want die toga in die akademiese kringe in die middeleeue was oorwegend swart gewees, terwyl die Rooms-Katolieke kerk se togas by die priesters gewoonlik gekleurde togas was. Luther het reeds in 1524 in 'n toga, 'n swart toga gepreek, lees ons in die geskiedenis. En ons lees ook dat beide, Calvin en Zwingli, die akademiese drag gedra het, wanneer hulle die amptelik bedien het, wanneer hulle gepreek het, of amptelik as predikante opgetree het. En so het die toga 'n sigbare belydenis in die gemeenskap geword, dat die predikant staan nie voor die gemeente soos 'n priester in die Ou Testament nie, maar as 'n student van die woord van God, wat geroep is om getrou te leer en te preek, maar wat ook opgelei is en toegerus is om die woord van God aan die gemeente oop te breek. En die gesag lê dus nie in die kleed, in die toga nie, het lê nie in die mens nie, maar dit lê in die woord, wat simbolies deur die toga op 'n akademiese, geordende wyse verkondig word. Sedert die reformatie het predikante die toga gedra van die kansel, by die doopvond, by die nagmaalstafel, selfs by huwelike en begrafnisse. En so word dit sigbaar dat dit die amp is, wat in die bedienaar van die woord gesimboliseer word, wat deur al hierdie handelinge in die kerk loop,
en dat dit nie die persoon, die predikant is, wat saak maak nie, maar dat die toga die dominee toemaak, as het ware. Daar is 'n simboliese toemaak van die persoon, wanneer die toga oorgehang word, sodat die woord sentraal kan staan, en daar nie gefokus word op die dominee se klere, of hoe hy lyk nie. En dit simboliseer, dat die dominee die diens van die evangelie namens Christus aan die gemeente lewer. Die eenvormigheid van die kleed wys ook op die eenheid van die bediening met die gelowiges en met die ander bediening in die gemeente, en daarom word die toga nie gedra om aan 'n dominee bepaalde eer te gee of die gesag van die gemeente uit te daag nie, maar terwille van die orde in die erediens en terwille daarvan om aan te toon dat dit 'n uiterlike teken is van innerlike toewyding aan die woord en van akademiese vorming om die woord te kan bedien. En daarom is die toga ook nie in die gereformeerde kerke 'n teken van heiligheid nie, wat nou die dominee sou verhef bo die gemeente of iets meer maak as die gemeente nie, maar juis 'n teken van nederigheid, dat dit iemand is wat toegemaak word, sodat God se woord sentraal kan staan. So die ontwikkeling van kerkgeboue sedert die begin van die vroeg-Christelike kerk in die Nuwe Testament het 'n ontwikkeling op 'n tydlyn wat ons so kan saamvat. Dit wys hoe die kerk van geen geboue na openbare vergaderplekke, na sogenaamde heilige ruimtes en die reformatie teruggekeer het na die gebou as 'n hulpmiddel en nie spesifiek 'n heilige ruimte nie uitdruk. In die apostoliese kerk het ons gesien, daar was nie kerkgeboue gewees nie, die gemeente vergader in huise, dikwels onder vervolging, en die volk word as die tempel van God verstaan. Vanaf die jaar 313 na Christus was daar godsdienstvryheid onder Konstantijn, en groot basilikas word opgerig as vergaderplekke vir die groeiende gemeentes. In die middeleeue sien ons hoe geboue mettertyd as altare verstaan is, en allerhande heilige voorwerpe in die geboue ingebring word, en die fokus mettertyd wegverskuif van die woord in die middelpunt na die geestelike ruimte en hoe die kerk lyk. En hoe die reformatie die gebou weer teruggebring het in die verstaan van dis 'n hulpmiddel, en die kansel en die nagmaalstafel staan in die middel, maar die altaar verdwyn. Alhoewel 'n kerkgebou nie heilig is nie, is 'n kerkgebou nie onbelangrik nie. 'n Kerkgebou verkondig iets van wat in die hart van 'n gemeente leef. 'n Kerkgebou in die middel van die dorp, soos wat daar in baie van die kleiner dorpe in Suid-Afrika steeds 'n toring in die middel van die dorp staan wat by 'n kerk is, sê aan almal wat die dorp nader, hier is Christene in hierdie dorp. Hier vergader die volk van God op 'n Sondag. Die toring wat na bo wys, herinner dat dit meer is as hierdie wêreld wat saak maak. Ons kyk op na die hemel. Die klok herinner die gemeenskap dat dit God is wat sy kerk bymekaar roep, en die kansel herinner die gemeente dat die geloof uit die gehoor is en die gehoor uit die woord van God, soos Romeine 10 vers 17 vir ons leer. En wanneer hierdie simboliek belangriker word as die evangelie self, dan het die kerk die pad byster geraak. Dan is daar die deur oopgemaak vir bygeloof of vir dwaalleer. Die dinge bly dienaars van die woord en mag nooit oor die woord van God heers nie. Ons vat saam, die Nuwe Testament gee vir ons geen voorskrif oor kerkgeboue of kansels of klokke nie. Christus het nie bepaal hoe die argitektuur van 'n kerk moet lyk nie. En daarom moet ons versigtig wees om menslike gebruike as God se bevel te behandel. Dit geld nie net kerkgeboue nie, dit geld alles wat ons in die kerk doen. Ons moet altyd in die kerk vra, is dit 'n menslike gebruik of staan dit spesifiek in die Bybel? Daar is in die kerk ruimte vir menslike gebruike, maar ons mag dit nie as God se gebooie behandel nie. Terselfdertyd moet ons ook nie die wysheid van die kerk deur die eeue gering ag nie. Ons kerklike voorouers het wysheid gehad toe hulle met kerkgeboue, kansels en klokke gewerk het. Kerkgeboue, kansels en klokke het ontwikkel om die evangelie op 'n ordelike manier
aan die kinders van die Here te bedien. Die gereformeerde tradisie herinner ons daaraan dat hierdie dinge dienaars van die woord moet bly en nie in die middelpunt moet kom, sodat die woord uiteindelik weggeskei word nie. Sodra die gebou belangriker word as die gemeente of die evangelieverkondiging, sodra die klok belangriker word as die evangelie, of die ligversorging belangriker word as die evangelie, of die instrumente belangriker word as die evangelie, dan het ons die simboliek van kerkwees verloor. Dan het ons die skrif uit die middelpunt uitgeskuif. En dan het ons Christus langs die pad verloor. Die ware kerk is nie 'n gebou nie. Die ware kerk is die mense wat deur Christus gekoop is en wat week na week rondom sy woord en die sakramente vergader tot eer van God. Daarom wil ek hier laat met 'n paar sake om bietjie te gaan nadink. Vra jouself hierdie vraag af, waar jy jou ook al bevind. Watter dinge in ons kerkgebou beskou ons dalk onbewustelik as heilig? En hoe behoort die onderskeid tussen die wese en die omstandighede van die kerk ons hieroor te leer? 2. Die eerste Christene het byna 3 eeue lank sonder kerkgeboue aanbid. Wat sê dit vir ons oor wat wesenlik belangrik is in die kerk? Derde vraag. In die gereformeerde tradisie staan die kansel sentraal en die tafel en die doopvont is nie 'n altaar nie, daarom staan dit nie in die middel nie, staan aan die kante van die kansel. Watter boodskap verkondig as jy Sondag in die kerk sit? Gaan kyk bietjie waar staan die doopvont en die nagmaalstafel. Watter boodskap verkondig jou kerk simbolies oor die plek van die woord en die plek van die sakramente? 4. Waarom het die hervormers die predikant in 'n akademiese toga laat preek, maar dit nie verstaan as 'n priesterlike gewaad nie? En wat sê dit oor die aard van die bediening? Ons leef in 'n tyd waarin die bediening en spesifiek die ampt van die leraar baie gering geag word. Mense maak gemaklik grappies daaroor en maak films oor hoe swak die dominee is, of hoe sleg die dominee is, of dat hy die krimineel is wat almal verdink, of dat hy die een is wat met die kinders lol. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Wat verkondig ons oor die waardigheid van die ampt, wanneer die grappies altyd oor die ampt van die leraar draai? 5. Wanneer raak die kerkgebou in 'n klok en 'n kansel 'n struikelblok eerder as 'n hulpmiddel? En hoe kan ons as gemeente altyd daarteen waak? Ek wil hier laat met hierdie laaste opmerking. Die ware kerk is nie 'n gebou nie. Die ware kerk is die mense wat deur Christus Jesus vrygekoop is uit genade alleen.